Baie welkom by vandag se aanlyn uitsending. Ek wil begin deur dankie te sê namens ons gemeente en kerkraad aan al die rolspelers en instansies wat die afgelope 2,5 weke so hard gewerk het om ons gemeenskap te beveilig. In die lig van die groeiende COVID-19 getalle is dit uit die aard van die saak 'n baie uitdagende tyd in ons land en ook in die Weskaap. Ek dink aan die mense wat 'n besonderse rol speel om seker te maak dat die inentingsprogram suksesvol uitgerol word. In die besonder dink ek aan die instansies en die organisasies wat spesifiek 'n rol gespeel het in die beveiliging van ons gemeenskap in die lig van die protes en die plundering. Ek dink aan die uitsonderlike leierskap wat ons gesien het in iemand soos Alan Windey en sy span op plaaslike bodem hier in ons gemeenskap. Dink ek aan die buurtwag, dink aan die polisie, dink aan verskillende sekuriteitsinstansies, maar ek dink ook aan geloofsleiers en ander leiers in die gemeenskap wat met wysheid opgetree het en mense gehelp het om tot goeie besluitneming te kom. Ons het van die kerkraad het ons idee gehad van verlede Sondag af om sommer net mense te kry wat hand opsteek om vir hierdie instansies op 'n besonderse wyse te gaan dankie sê en dit te doen deur middel van 'n plaatkoek en 'n dankie sê kaartjie. En dit was 'n heerlike ding om hierdie week te doen. Ons het by verskillende instansies hierdie plaatkoeke gaan afgee en regtig 'n besonderse terugvoer ook van hulle ontvang oor wat hulle ervaar het van die gemeenskap waarbinne in ons roeping uitleef. So ek wil namens die kerkraad en die gemeente sê baie dankie aan al die persone wat so 'n belangrike rol speel in hierdie tyd waarin ons nou leef. Vriende, vandag se Bybelteks kom lê baie naby nie net aan die uitdagings wat ons in die land het rondom armoede en hongersnood en mense se diep behoefte om te kan floreer as individue en as gesinne en as 'n samelewing nie, maar dit kom lê ook op 'n praktiese vlak lekker naby, juis aan hierdie voorbeeld wat ek nou genoem het van die bak van plaatkoeke. So ek's baie opgewonde om by Johannes 6 draai te gaan maak en sommer net 'n paar opmerkings dan daaroor te maak. So ek gaan inspring in die leesers se teks en maar voor ons daarby uitkom, kom ek doen eers vir ons 'n gebed. Here, baie dankie dat U op 'n besonderse wyse in en deur elkeen van ons beweeg. Daar waar ons osself bevind, is U besig om U kerk te gebruik om U koninkryk te laat kom. En vanoggend kan ons dit opnuut bely. As ons terugkyk op 'n baie uitdagende tyd in ons land se geskiedenis en ons kyk vorentoe en ons weet dat daar wag nog groot uitdagings op ons almal, kan ons vanoggend bely as 'n kerk dat alles wat ons is en wat ons graag wil wees, word gehou in U betroubare hande. Dat Christus is die Here oor alles en almal. En dat U nooi ons op 'n wonderlike avontuur om U koninkryk te help kom in hierdie wêreld. Ons kan dit bid in die naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Amen. So Johannes 6 is Johannes se vertelling van 'n baie bekende gebeurtenis wat rondom Jesus afgespeel het en dit is die vermeerdering van die brood. En dit word in Matteus 14 en in Markus 6 en in Lukas 9 word dit ook vertel met verskillende nuances. En Johannes se vertelling is regtig besonder en staan so 'n bietjie apart in vergelyking met die ander 3 evangelieskrywers se weergawe van hierdie gebeurtenis. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus: "Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?"
Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord: 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: hier is 'n seun met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? Jesus het gesê: laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek. Toe het die mans gaan sit. Hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het. En ook van die visse laat uitdeel, soveel as wat hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels: maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak, met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Stop gou eers vir 'n oomblik net daar. Hier in vers 14 sien ons waar die teksgedeelte sy hoogtepunt vir Johannes bereik en hoe Johannes hierdie verhaal op 'n manier vertel dat hierdie stukkie waarheid wat uit die teks uitkom, dat dit voorgehou word as die hele rede en agenda van wat hier gebeur rondom die vermeerdering van die brood. En dit is dat Jesus die profeet was wat in die wêreld toe sou kom. Dis hoe Johannes hierdie verhaal aan mekaar sit. Ek wil net vroeër sien ons dat die vraag wat hy vir Filippus vra, is om vir Filippus te toets, want reeds het hy geweet wat hy gaan doen. So Johannes se manier om oor Jesus te praat, sit Jesus outomaties bo hierdie geweldige uitdaging van hongermense wat nodig het om kos te kry. So aan die een kant sien ons is dit die uitdaging van hongermense wat nodig het om gevoed te word, maar wat Johannes sien hier uitspeel is iets groter en dit is 'n openbaring van wie Jesus is. En die manier hoe hy die verhaal vertel, kom lê baie mooi langs in 'n baie ou verhaal wat oor 'n spesifieke profeet in die Bybel vertel word, naamlik Elisa. Elisa het 'n soortgelyke wonderwerk verrig as wat Jesus verrig het. En ons kry hierdie verhaal in 2 Konings 4, hier aan die einde van 2 Konings 4, 'n baie kort vertelling van vers 42 af. Daar het 'n man uit Baal Salisa gekom, wat vir die man van God, Elisa, brood van die oes se eerste opbrengs en 20 garsbrode gebring het, as ook vars graan in sy kossak. Elisa sê toe: gee vir die mense dat hulle kan eet. Maar sy helper sê: hoe kan ek dit vir 100 man gee? Hy het geantwoord: gee vir die mense dat hulle kan eet, want so sê die Here, hulle sal eet en daar sal oorbly. Hulle het dit toe aan hulle voorgesit en hulle het geëet en nog oorgehou, ooreenkomstig die woord van die Here. So hierdie verhaal het 'n baie soortgelyke literêre struktuur as die verhaal wat Johannes vertel, alhoewel Johannes se bevat veel meer kleur as hierdie verhaal in 2 Konings. So, hier is 'n man wat na die man van God, die profeet, te kom en vir hom brood bring, onder andere garsbrode. Jesus kry 'n seentjie wat garsbrode en 2 visse bring. In terme van die hoeveelhede sien ons dat die man wat vir Elisa bring vir hom baie meer en die seentjie bring vir Jesus baie minder. En dan gaan Elisa en Elisa sê dan vir sy helper, sy disipel, dat hulle moet hierdie kos gee vir die mense. En dan antwoord die helper soortgelyk soos wat Filippus en Andreas vir Jesus antwoord, deur vir Jesus die kompleksiteit van die saak uit te wys en te sê, maar hierdie is nie genoeg om hierdie mense te help nie. Dit is soveel dit gaan kos om hierdie mense te help.
En hier in hierdie verhaal sê die helper soortgelyk. Hy sê, hierdie is nie genoeg vir 100 mense om van te eet nie. So die disippels en die helper reageer op dieselfde wyse. Maar dan interessant, Elisa se baie moet gaan vir heel wat minder, waar Jesus se min moet gaan vir heel wat meer. En in beide gevalle is daar dan dit wat oorbly. En by Elisa sê dit maar net dat oorgebly. Maar by Johannes se vertelling van Jesus se wonderwerk, bly daar genoeg oor vir 12 mandjies vol. En daai 12 is nie toevallig nie. Dit roep onmiddellik op die 12 stamme van Israel. So daar's 'n groter stuk simboliek ook van dit wat oorbly as bloot maar net in die Elisa wonderwerk wat maar net 'n klompie laat oorbly. So as ons hierdie twee verhale dan langs mekaar sit en ons gaan kyk dan weer na vers 14 wat sê, toe die mense die tekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld toe se kom. Sien 'n mens wat Johannes hier kom doen is, Johannes kom vat hierdie ou verhaal van Elisa en hierdie gebeurtenis wat rondom Jesus uitgespeel het. En vertel daar die gebeurtenis, dat hierdie twee verhale baie mooi langs mekaar kom lê. En dan sien 'n mens, okay, goed. So hier is die ou storie wat besig is om uit te speel. En dit bereik dan 'n volheid of 'n groter impak in Jesus. So Jesus is groter as Elisa. En ons sien in ander dele van die evangelies dat Jesus weer groter is as Moses en Jesus is groter as Elia. En ek dink dit is nogals belangrik as ons die Nuwe Testament se vertellings van Jesus sien, dan moet ons sien dit is Jesus in dieselfde lyn, maar Jesus heel wat groter, Jesus die vervulling van dit alles. En ek dink wat so mooi is in hierdie vertelling, dat dit nie maar net nog een wonderwerk is nie. En dan die wonderwerke van Jesus, nie maar net kom wys, jy weet hoe spesiaal Jesus is, omdat hy wonderwerke kan doen nie, maar dat dit gaan oor hierdie groter heilswerk van God, wat 'n volheid bereik in Jesus. Hierdie heilswerk van God, wat 'n volheid bereik in Jesus, het 'n bepaalde fokus en aard vir ons wêreld vandag. Dit kan wees dat wanneer ons dink aan Jesus as die profeet wat sou kom, en ons begin praat oor God se heelmaak en herstel van sy skepping wat 'n volheid bereik in Jesus, dat ons baie vinnig dink aan God wat ons in die hemel wil kry. Maar daar is die ander kant van dit, en ons sien dit wanneer Jesus bid, dan bid hy soos in die hemel, so ook op die aarde. Dat God se heilswerk wat 'n volheid bereik in hierdie profeet Jesus, dat dit het 'n bepaalde impak en rimpeling vir ons manier van leef vandag. En as Johannes dan in die verhaal vertel, dan probeer hy nie net ons aandag vestig op Jesus, wat die volheid is van die heilswerk van God nie, maar hy help ons ook om te verstaan hoe lyk hierdie heilswerk. En hy doen dit met dieselfde woord wat hy gebruik om Jesus en Elisa bymekaar te bring. Daardie selfde woord bring ons ook by 'n ander verhaal. So die garsbrode wat Elisa ook ontvang het, daardie garsbrode kom lê ook dan by 'n ouer verhaal, en daardie ouer verhaal in die Bybel gebruik die ander evangelieskrywers dan weer om iets baie besonders te doen oor Jesus se kom vandaan. Want hulle skryf dan weer daai storie weer in Jesus se geslagsregister in. En dit is in die verhaal van Rut. Dit begin waar sy op Boas se lande, hierdie vermoënde man se lande, gaan are optel. En die gebruik om are op te tel was 'n gebruik van 'n arm persoon. En daar waar daar 'n landery was met 'n goeie oes, daar kon arme mense gegaan het en dit wat oorgebly het terwyl die oes ingesamel word, om daardie op te tel vir hulle eie gebruik. So ons ontmoet Rut die karakter as 'n persoon wat arm is.
En sy gaan tel dan are op tydens, en ons sien dit in vers 23, tydens die garsoes. En op 'n besonderse wyse, die manier hoe Boas haar hanteer, nooi hy haar uit die gars uit in die koring in. Ons sien een van die goed wat hy vir haar doen is om vir haar gebraaide koring aan te bied en sy kon dit eet totdat sy versadig is en selfs nog daarvan oorgehou het. En Boas raak dan haar losser, die een wat haar uit armoede uitbring. En tussen haar en Boas dan raak dan hierdie besonderse band en uit dit uit sien ons dat daar dan hierdie geslag uitkom wat op die einde van die dag dan ook in Jesus se eie geslagsregister gaan lê. So Boas se rol in Rut se storie is om haar te skuif van die gars na die koring toe, van die optel van die are na 'n grondeienaar toe, na iemand met 'n plek, iemand met 'n belangrike rol, nie net in daai onmiddellike storie nie, maar op die einde van die dag 'n belangrike plek in die groter geskiedenis, want sy raak dan deel van die storie wat uitspeel in die rigting van Jesus, wat weer dan groter is as Elisa en in wie die heilswerk van God sy volheid bereik. So die fokus van die herstelwerk en die heelmaakwerk van God is nie om ons net in die hemel in te kry nie. Dit gaan ook oor daardie ruimtes waar mense gars optel om aan die lewe te bly. Die garsbrode raak vir ons 'n metafoor vir hulle wat swaar kry, vir hulle wat arm is. In die Elisa verhaal is dit teenwoordig en in Jesus se vermeerdering van die brood is dit dan natuurlik baie teenwoordig, want hier is 'n jong seentjie wat garsbrode bring en garsbrode is die brood van die armes. En is hierdie brood van die armes wat Jesus dan ontvang en meer maak as wat Elisa kon dink of droom, vir meer mense as wat Elisa voor moes sorg, en op 'n soortgelyke wyse soos Boas vir Rut, mense nooi uit die armoede uit in die lewe in. Want hoe eindig hierdie verhaal? Dit eindig met Jesus wat die brood van die lewe is. En wanneer mense hom soek nadat hy weggegaan het en vir 'n tyd lank nie sigbaar of beskikbaar was nie, as die mense dan vir hom kom kry, dan sê hy vir hulle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. En dit is die werk van wat God in hierdie wêreld doen. Is om deur Christus ons te vat van hongersnood na versadig, na 'n ervaring van oorgenoeg, van dit wat selfs kan oorbly, nadat God ons gevoed het. En ek dink die hartseer vir ons in ons land op die oomblik is dat daar so baie mense lewe met 'n skaarsheid mentaliteit en uitgelewer aan skaars hulpbronne in hulle eie onmiddellike omstandighede, dikwels ook as gevolg van goed waarby hulle self betrokke is, en ons sien dit nou presies wat in hierdie week of wat uitgespeel het in ons land, is dat mense vandag in lang rye staan, op soek na hulp, op soek na die vermeerdering van garsbrode vir hulle onmiddellike omstandighede, juis omdat hulle 'n week of wat tevore afgebrand het en afgebreek het. Maar dat God sy heilswerk en sy herstelwerk is om almal van ons te beweeg van daardie ruimtes van skaarsheid, van honger, van uitgelewer wees, van afhanklik wees, om ons te beweeg in 'n ander rigting, van oorgenoeg, van versadig, van leef binne in God se groot genade wat nooit eindig nie. Maar daar's ook 'n ander uitnodiging in hierdie teks. Want in hierdie teks is daar 'n Filippus en daar's 'n Andreas en 'n Simon Petrus. Daar's 'n seentjie wat goed bring. Daar's soos karakters rondom Jesus soortgelyk soos die helper rondom Elisa, wat aanvanklik skepties is, wat die uitdaging in die gesig staar en het nie 'n idee hoe om die probleem op te los nie, wat nie weet waarom
te begin nie. En dis hierdie karakters wat opgeroep word. In die eerste plek om te glo in Jesus, wat getoets word deur Jesus, wat ondersoek word deur Jesus, om te kyk, waar is hulle ten opsigte van hierdie uitdagings? En dan word hulle die geleentheid gegee om dit wat Jesus vermeerder uit te deel. Dit is baie besonder. In die Johannes Evangelie is dit nie so duidelik soos in die ander evangelies nie, want wanneer Johannes dit vertel, lyk dit amper asof Jesus dit self uitdeel. Maar tog sê dit hier, dat Jesus het hulle laat sit, en Jesus het dit laat uitdeel, en Jesus het ook die visse laat uitdeel. So ons kan maar net aanneem, dat daar so was mense wat opgeroep is en gevra is om hierdie gasvryheid van God te gaan uitdeel. Die Suid-Afrikaanse teoloog Alan Story sê dat wat ons vandag nodig het in hierdie land, is nie dat Jesus 'n paar brode en 'n paar visse op 'n wonderbaarlike wyse kom vermeerder, sodat almal kan eet nie. Hy sê wat ons nodig het, is dat ons soos hierdie seentjie bring wat ons het, en ons gasvryheid uitdeel aan ander. En dit is die groter wonderwerk wat ons in ons land nodig het, is dat mense met dieselfde gesindheid van Jesus sal leef ten opsigte van hulle wat nie het nie. Met 'n gesindheid van gasvryheid, met 'n vermoë om te vermeerder, om dit wat vir ons gegee word, om dit te kan meer maak, nie vir ons eie gewin nie, maar vir hulle wat dit baie nodig het. En so ek wil terugkom na die plaatkoeke wat ons hierdie week gebak het. Dit was so besonders. Leon het op die kerk se WhatsApp groep gesê, daar's 'n lidmaat in die gemeente wat dink ons moet vir die instansies dankie sê, kom ons bak plaatkoeke. En net so het mense hande opgesteek op die kerkraad en gesê, wel ek sal bak, vir wie moet ek bak? Ek het my hand opgesteek, ek het in my lewe nog nooit 'n koek gebak nie, alhoewel ek in 'n tuisnywerheidshuis groot geword het. Ek het geswoeg en gesweet, ek was seker 3 keer terug Spar toe, omdat ek die resep verkeerd gelees het. Ek dink ek het die koek dalk 'n bietjie te lank gebak, want toe uitkom toe lyk hy vir my meer aan die droë kant, en ek moes dit opmaak met geweldig baie icing, en kersies wat ek op die koek gesit het. En my koek het ek gaan gee by Luandle se polisiestasie. En toe ek daar aankom, toe sê die een polisieman vir my, hierdie is die eerste keer wat die publiek 'n positiewe gebaar teenoor hulle lewer. En toe sê hy, we are getting a lot of hiding in the community. They don't appreciate the work that we do. Toe hy dit vir my sê, toe besef ek net, daar's so baie sulke mense in ons breë gemeenskap, wat nodig het om te hoor, julle doen 'n goeie werk, ons sien wat julle doen, en ons wil julle ondersteun, en ons wil julle help. So daai honger, die mense wat nood het, wat honger het, is heel dikwels ook mense wat ons nie noodwendig dink, dit is hulle wat in nood is en honger het nie. En hierdie bak van die koeke is vir my iets in hierdie verhaal, van ons werk met wat ons het, ons sit dit by mekaar, ons vermeerder dit, ons gaan deel dit uit, en ons sien hoe dit ander mense bemoedig en vir hulle inspireer. So nou het ons 'n gesprek al op die kerkraad se WhatsApp groep, jy weet, moet ons nou hier stop, hou ons dit net onder mekaar in die paar instansies vir wie ons dit uitgedeel het. En ek dink ons almal se gevoel is nee, kom ons kyk of ons nog vir 'n tyd lank hiermee kan aanhou. So ons wil 'n uitnodiging rig aan die gemeente en enige iemand wat hierdie video luister. Ons het so, ek dink amper 'n jaar gelede het ons 'n inisiatief gehad, 'n broodjie vir my bure, waar die uitnodiging was, baie soortgelyk soos met die plaatkoeke, dat jy 'n broodjie bak en dit vir jou buurman gaan gee. En hier het ons nou die koeke, en ons onseker wat 'n mens dit noem, 'n koek vir die community, 'n gebak vir die gemeenskap, maar die gedagte is dat jy meer aan die soetkant van die gebakke draai gaan maak, en dit is so maklik om 'n bierboks koek te bak of 'n plaatkoek, en dis dalk iemand naby aan jou wat jy ken, wat jy weet 'n belangrike rol speel in ons breë gemeenskap, wat nodig het om
rondom koffie of tee net ietsie soets te kan geniet. Miskien is dit 'n personeel, 'n span mense dalk by 'n werk wat op die oomblik geweldige uitdagings beleef en bemoediging nodig het. Die skole maak binnekort weer oop en daar gaan baie uitdagings rondom dit ook wees en mense wat lang ure gaan moet werk. Ons dink aan die sentrums wat ons help om deur die COVID-pandemie te kom. Daar's so baie geleenthede. So die uitnodiging is, kry 'n klomp bestanddele bymekaar. Ons sal 'n resep op die webblad hê as jy nie weet hoe om 'n plaatkoek te bak nie. Bak iets en gaan gee dit vir die mense wat dit regtig nodig het. Ons het sulke oulike dankie sê kaartjies hier by die kerkkantoor, so as jy hier naby ons gemeente leef en dit is vir jou moontlik om 'n draai by die kerkkantoor te maak, stuur vir ons 'n e-pos, sê vir wie jy bak en ons kry die kaartjie reg en jy kom tel die kaartjie op en saam met die kaartjie en jou koek gaan bemoedig jy iemand wat dit op die oomblik baie nodig het. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde dag hê daar waar jy jouself bevind. Sterkte met die week wat voor lê en ontvang die seën van die Here en gaan leef in vrede en in vryheid. Die Here het ons vandag geseën met sy besonderse genade en liefde. Hierdie genade en liefde beweeg in en deur elkeen van ons en maak ons so 'n seën vir die wêreld waarin ons leef. Amen. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in your love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. There's God who's showing us by turning stone to bread, and so we all must